1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. Nou die van u wat iets weet van golf, of self golf speel, sal weet dat daar in 'n golfsak 14 verskillende stokke is. Elke stok het 'n bepaalde funksie. Vir 'n set gebruik jy 'n besondere stok, en as jy wil verslaan, gebruik jy 'n ander stok. Toe God ingegryp het in hierdie wêreld, deur die kruis, het hy vir ons vergifnis gebring. Maar die kruis van Jesus Christus bring vir ons meer as vergifnis. Dit bring ook vir ons oorwinning oor die bose. Dit staan ook vir ons by in lydingssituasie. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 8. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. En ons laaste gedeelte, Romeine hoofstuk 6, ons lees van vers 11. Julle moet altyd onthou dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike liggame bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar wat lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die woord van God vir die kinders van God. Kom ons maak ons oop toe. Hemelvader, ons bid dat U nou aan die woord sal kom, dat ons werklik U stem sal hoor, en dat ons as nuwe mense volgend uit die kerk sal stap, tot eer van die naam. Amen. Piet van Blerk het elke oggend wanneer hy wakker geword het en opgestaan het, twee simbole gesien. Hier op sy arm, 'n medalje. Wonderlike medalje is getatoeëer op sy arm hierdie kant. Maar op sy kamer
muur was daar 'n kruisie gewees. Wanneer hy opgestaan het en na hierdie twee simbole gekyk het, het hy buite toe gestap, sy hand in die lug opgegooi en gesê, dankie Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Wie was Piet van Blerk? 'n doodgewone mens, soos ek en jy. Hy het in 'n Christelike huis groot geword, maar van kleins af wou hy altyd net wen. Wen was die groot ding in sy lewe. Hy moes wen by die atletiek, hy moes eerste kom. Hy moes eerste span rugby speel. Hy moes eerste kom wanneer dit gaan oor akademiese prestasies. Hy moes die hoofseun word. Prestasie was die groot saak in sy lewe. Mens kan sê, dit het 'n afgod in sy lewe geword. Prestasie het gemaak dat hy God so 'n bietjie uit sy lewe uit geskuif het. Dat hy God verruil het vir die afgod van prestasie. Wat is 'n afgod? Afgod is daardie ding in jou lewe waarsonder jy nie kan klaarkom nie. Daardie ding in jou lewe waarin jy belê al jou tyd, al jou aandag, meeste van jou geld. Daardie ding in jou lewe wat vir jou sin en betekenis gee. En is moontlik om van enige ding in hierdie wêreld afgod te maak, selfs goeie dinge. Jy kan vir jou kinders afgod maak, jy kan vir jou kleinkinders afgod maak, jy kan vir jou stokperdjies afgod maak, jy kan vir alles afgod maak. Hoe werk 'n afgod? 'n Afgod het 'n verslawende effek op 'n mens se lewe. Dit vra net meer en meer van jou. Nou word 'n mooi storie vertel van 'n klomp mense wat by geleentheid 'n jakkals gaan jag het. En hulle het die jakkals gejaag en die jakkals het in 'n groot gat ingegaan. En tussen hierdie jagters was daar 'n klein seentjie en hy het gesê, ek sal agter die jakkals aangaan. En hy het die jakkals se stert gegryp en hy die jakkals aan die stert vasgehou en hy het geskree en gesê, ek het hom. En toe die jakkals hier onder in die gat gedraai en hom van onderaf gebyt. En die seentjie het geskree, hy het my. Dis wat afgod maak. Jy dink aanvanklik dat jou kinders en kleinkinders, dat jy in beheer is daarvan. Maar hulle neem oor in jou lewe. Hulle neem jou lewe in besit. Jy skuif God uit jou lewe uit. Hy het nie meer die plek in jou lewe wat dit behoort te hê nie. En dis wat in Jan van Blerk se lewe gebeur het. Prestasie het oorgeneem. En prestasie het al hoe meer van hom gevra en al hoe meer van hom verwag. Totdat hy op 'n punt gekom het in sy lewe waar hy nie meer verder kon nie. Prestasie het hom uitgebrand, in so 'n mate dat hy hospitaal toe moes gaan. En daar in die hospitaal, waar hy op sy rug gelê het hy weer begin nadink oor waaroor gaan dit in die lewe. Waarom jaag ek so vir prestasie? Wat is die doel van die lewe? Terwyl hy so gedink het en gemediteer het oor die lewe, het hy 'n hand gevoel op sy liggaam.
Hy was seker dat dit die Here God was wat na hom toe gekom het. En sonder om te dink het hy net gesê, Here, hier is ek. Ek aanvaar U as my Here en my koning. Van nou af gaan U eerste my lewe wees. En dit het gebeur. Jan van Blerk se lewe het verander. In so 'n mate dat sy vriende vir hom gesê het, Jan, jy's 'n nuwe mens. Ons kan sien dat jy verander het. En Jan van Blerk het vir sy vriend gesê, Frikkie Botha, Frikkie, weet jy, ek kan eintlik nie glo dat die Here my vergewe het nie. Dat die Here vir my 'n nuwe kans gegee het nie, want weet jy, my lewe tot nou toe was maar net rondom myself gegaan om prestasie. Hoe kan die Here my vergewe? En dis hoe Frikkie vir hom sê, my ou vriend, kom ek herinner jou wat gebeur het 2000 jaar gelede. God se seun het die rykdom van die hemel prys gegee. Hy het 'n menslike liggaam aangeneem. Hy het tussen ons kom woon. Hy het in ons plek in die beskuldige bank gestaan, want hy het ons skuld en ons sonde op hom geneem. En aan die kruis van Golgotha het hy ons sondestraf gedra. Aan die kruis van Golgotha het God se toorn, die toorn wat ons verdien, op hom gereën. En het hy God se toornbeker gedrink. Hy wat onskuldig was, het dit vir ons gedoen. My ou vriend, dis die evangelie. Die evangelie van Jesus Christus sê, as ons in hom glo, dan word ons vrygespreek op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het. God sien 'n mens nie meer aan soos wie jy is nie. Hy sien jou aan soos jy in Christus is. Hy sien Christus aan en op grond daarvan word jy vrygespreek van jou sonde. En toe vertel Frikkie vir sy vriend Jan 'n storie wat 'n dominee by geleentheid in die kerk vertel het. Hy het vir die gemeente gevra, gemeente, sê gou vir my, wat kan God nie doen nie? Dink nou mooi, wat kan God nie doen nie? En die gemeente het gedink en gedink en gedink. En toe staan 'n klein ouetjie op en sê, dominee, oom dominee, God kan nie ons sonde raak sien en onthou as Jesus se bloed ons sonde bedek nie. By God is daar volkome vergifnis. Dis wat Frikkie vir sy vriend Jan van Blerk gesê het, en Jan het net gesê, wow, ongelooflik, dat God my kon vergewe. Die kruis van Jesus Christus sê dat God sondes vergewe, onverdiend, 'n geskenk van God. Jan het vir die Here gelewe. En elke dag het hy nog meer soos 'n nuwe mens begin te lewe. Maar daar was ook laagtepunte. Daai keer toe die baas van die maatskappy waar hy gewerk het, vir hom ingeroep het en gesê het, Jan, jy het seker agtergekom, ons maatskappy kry baie swaar, jy is laaste in ons maatskappy, jy sal eerste moet uitgaan, jy het net werk tot die einde van die maand. En Jan het homself verloor. Hy het die maatskappy beskuldig en gevloek en gesê, is dit wat ek kry, na soveel getroue werk vir julle. Hy het self vir God gevloek. Hy het dit net verloor.
Die ou Jan het na vore gekom. En hy was baie skaam daaroor. Die volgende dag het hulle 'n wijksbijeenkoms gehad. En by die wijksbijeenkoms het hy vir sy wijkslede gesê, mense, ek is vanaand is ek baie skaam. Dit het met my gebeur. En tot sy verbasing het elkeen van die wijkslede gesê, Jan, ons verstaan wat jy sê, want weet jy, in elkeen van ons lewens gebeur dit nog steeds. Dat ons ou mens na vore kom. Dat ons nie optree soos ons behoort op te tree nie. Maar dis mos hoe die Here werk. In daai Bybelstudie daai aand het hulle dinge behandel wat vir elkeen van die Bybelstudielede verskriklik baie beteken het. Die eerste ding wat hulle behandel het, is dat sonde 'n wurggreep op ons lewe het. Dat die Satan ons lewe in sy beheer kry deur sonde wat in ons lewens na vore kom. Dis die eerste punt, en almal was geneem met dit wat gesê is. En die tweede punt wat hulle behandel het, is dat Christus aan die kruis die mag van die sonde en die dood gebreek het. Christus het aan die kruis van Golgotha die mag van die sonde en die dood gebreek. En hulle het nogal gewonder, nou, maar wat beteken dit? En toe die Bybelstudie vir hulle gehelp om dit te verstaan. Die dood bestaan nog steeds. Almal gaan nog steeds dood. Maar in die kruis van Golgotha het Christus die angel uit die dood uitgehaal. Die dood is nie meer vir ons die einde van alles nie. Dis 'n deurgang om by Christus te wees. En daardie instansie het Christus die mag van die dood gebreek. Wat sonde aanbetref, aan die kruis van Golgotha het Christus die mag van die sonde gebreek. Ons is nie meer onder die mag van die sonde nie. Ons kan nee sê vir sonde. Ons kan sê nee, ek wil dit nie meer doen nie. 'n Mooi voorbeeld miskien om dit te verduidelik is die liefdesverhouding van twee studente aan 'n universiteit. Hulle het 'n verskriklike romantiese verhouding gehad vir 'n lang tyd. Maar na tyd het hulle ontdek dat hulle mekaar eintlik afbreek en dat hierdie verhouding nie goed is nie. En die meisie het gesê, my ou vriend, ons moet breek. Maar elke keer as sy haar vriend gesien het, het sy besef, daar's nog gevoelens vir hom. En dan het sy vir haarself gesê, ek het gebreek met hom, ek kan breek met hom, hy's gevaarlik, ek kan nie aangaan met hom nie. En een dag, of een aand, het sy hom weer gesien. En sy charme het hom haar totaal en al oorwin. Aan die einde van die aand het hulle na 'n plekkie toe gegaan waar hy weet na hulle toe gegaan het. Die volgende oggend was sy hartseer omdat sy toegegee het. Omdat sy nie gewaak het nie. Was sy hartseer oor dit wat sy gedoen het. Christus het die mag van die sonde gebreek. Deur die krag van die Heilige Gees kan ons nee sê vir versoekinge, vir dit wat verkeerd is. As ons nie waak en bid nie, veral in onbewaakte oomblikke, is dit moontlik dat ons weer kan terugval en op verkeerde dinge doen. Die kruis van Jesus Christus sê vir ons, die mag van die sonde is gebreek. Jy kan nie sê, pas op, waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie.
Jan van Blerk was eintlik 'n siek persoon. Hy het geweldige hoofpyne gekry, en dit het eintlik sleg met hom gegaan, medies gesproke. Hy het intussen 'n werk gekry met baie minder salaris, en al die doktersrekeninge het net opgehoop, en hy was nie in staat om dit te betaal nie. En dit het hom moedeloos gemaak. Ten spyte van die feit dat hy God se kind is, en dat hy verander het hy moedeloos geword, en het sy hande in sy lug gegooi en gesê, is God werklik vir my lief? As hy vir my lief is, waarom gebeur hierdie dinge in my lewe? Maar dis maar so die Here werk. In die tyd toe hy so getwyfel het oor die Here, het Dominee 'n reeks gehou oor die liefde van die Here. In die eerste aand het die Dominee gepraat en gesê, toe God hierdie wêreld geskep het, was hierdie wêreld en elke mens in hierdie wêreld bedoel om 'n spieël te wees. Die bedoeling van die wêreld en mense was dat ons in die wêreld God se liefde moes weerkaats in die wêreld. En oral waar jy kom, moes jy God se liefde raak sien. Dit was God se bedoeling met die skepping. Met die sondeval is hierdie spieël gebreek. Het die mens ook stikkend geword. Is God se liefde nie meer oral sigbaar in hierdie wêreld nie? Maar God het besluit om dit vir ons makliker te maak. En daarom het hy sy seun na die kruis toe gestuur. En aan die kruis van Golgotha het God vir ons duidelik kom wys dat hy vir ons lief het. Hy het ons so lief, het Dominee gesê, dat hy bereid was om sy seun te stuur om vir ons te sterf aan die kruis van Golgotha. En Dominee het vir die gemeente gesê, gemeente, as julle ooit wonder oor God se liefde, as julle ooit twyfel oor sy liefde, moenie kyk na julle omstandighede nie. Kyk na die kruis van Golgotha. Daar het God ondubbelsinnig vir ons gewys dat hy vir ons lief het. Dat hy werklik vir ons omgee. Die derde aand het Dominee gepraat oor, nou waarom kry ons nog swaar in hierdie lewe? Waarom ly ons in hierdie lewe? Waarom word ons siek? Waarom is dit droog? Waarom sukkel ons baie keer finansiëel? Waarom is ons liggame besig om agteruit te gaan? En Dominee het verduidelik en gesê, hierdie dinge is vreemde indringers wat in die wêreld ingekom het. God het nie hierdie dinge ingebring toe hy die wêreld geskep het nie. Hierdie dinge het in die wêreld ingekom as indringers as gevolg van die sondeval. Die sondeval het God se mooi skepping vernietig en seer gemaak. En Dominee het verduidelik, tot en met die wederkoms gaan ons te doen kry met hierdie stikkende wêreld waarin ons lewe, as gevolg van die sondeval. Die lyding wat ons in hierdie wêreld ervaar is nie noodwendig persoonlike sondes nie. Dis die gevolg van die sondeval wat in die wêreld ingekom het. Dominee het aangegaan en gesê, mense, weet julle, ten spyte daarvan is God saam met ons in ons hartseer en ons pyn in hierdie wêreld. Wanneer jy swaar kry, wanneer dinge vir jou te veel word, kan jy weet dat God deur Jesus Christus by jou is. Aan die kruis van Golgotha het God die Vader hom verlaat. Hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat?
sodat ons nooit God verlate hoef te wees nie. Ja, ons voel baie keer God verlate, maar dit is nie waar nie. Ons gevoelens mislei ons. Aan die kruis van Golgotha het God gesê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Christus was in jou plek verlate. En toe vertel dominee 'n interessante storie. Die storie van 'n gebeurtenis in die Tweede Wêreldoorlog. Daar was 2 manne en hulle kind. En hulle het in die kamp ietsie gedoen, ag nie so verskriklik nie. Maar die Duitsers het gesê, dit is verskriklik. Julle moet opgehang word daarvoor. En die 2 manne en die seentjie, is aan 'n boom opgehang. Omdat die manne swaar was, het hulle gou gesterwe. Die seentjie het lank daar gehang, aan 'n boom. Daar het klomp mense rondom die boom gestaan. En tussen die skare het een persoon uitgeroep en gesê, toe, waar is julle God? Kyk na die seun, kyk na die seun, wat daar hang. Maar tussen die skare was daar ook 'n ander persoon wat gesê het, Jesus Christus hang saam met daai seun aan die boom. Jesus Christus is saam met ons in ons swaar kry. Die kruis van Jesus Christus beloof vir ons dat God ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Wat sê die kruis van Jesus Christus vir ons in hierdie wêreld? Dit sê vir ons dat ons eintlik in 'n dubbelslagtige posisie is. Aan die een kant is ons kinders van God, het ons nuwe mense geword. Aan die ander kant is die ou mens, ons sondige bestaan nog steeds in ons teenwoordig. Ons is alreeds kinders van God. Ons het sondevergifnis ontvang. Ons weet dat ons eendag hemel toe sal gaan. Ons weet dat die Heilige Gees in ons lewens kom bly het. Ons ervaar alreeds die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Dis alreeds. Maar ons ervaar dit nie volkome elke dag nie. Want ons het nog 'n sterflike, sondige liggaam wat ons teleurstel, wat maak dat ons siek word. Ons sondige natuur is nog steeds in ons teenwoordig. En ons bly in 'n sondestikkend gemaakte wêreld. Ons ervaar God se verlossing nie volledig in hierdie wêreld nie. Paulus sê vir ons, dit kom, dit wag vir ons, wanneer God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep, en wanneer ons sy liefde en sy teenwoordigheid op 'n volmaakte manier op die nuwe aarde gaan ervaar. Nou is die vraag, hoe lewe ons in hierdie wêreld? Waar ons aan die een kant, ons weet ons is kinders van God, aan die ander kant stry ons nog teen sonde. Ons stry nog teen lyding. Hoe lewe mense in hierdie wêreld? Wat vra die kruis van Jesus vir ons? Jesus Christus was die volmaakte mens wat hier op aarde was. En hy het vir ons kom verduidelik, kom demonstreer hoe ons in hierdie wêreld moet lewe. En wat sê hy vir ons? Hy sê, as jy my wil volg, moet jy bereid wees om jou kruis op te neem en maar agter my aan te gaan. Om in hierdie wêreld te lewe as God se kind vra, dat jy bereid moet wees om voortdurend aan jouself te sterwe. Dat jy bereid moet wees om voortdurend aan jou sondige menslike bestaan afstand te doen. En vir die Heilige Gees toelaat om Christus se lewe in jou lewe in te dra.
sodat jy iets van Christus in jou lewe sal sigbaar maak. Om jou kruis op te neem en Christus te volg, vra dat jy in hierdie lewe in moeilike omstandighede, wanneer jy swaar kry, saam met Christus sal stap in jou swaar kry. Ons kry mos swaar baie keer. Elkeen van ons wat hierso sit, het op een of ander tyd in ons lewens 'n verlies gehad, wat moeilik was. En hierdie pyn van die verliese is deel van ons geword van ons liggaam. Die wêreld daar buite sê vir ons, jy moet oor dit kom. Jy moet oor jou seer kom. Mens kom nie oor 'n seer nie. Dit bly altyd saam met jou. Jy kom nie oor jou kind wat oorlede is nie. Jy kom nie oor jou man wat dood is nie. Dit bly by jou. Maar die geheim is dat jy in voeling daarmee moet kom, dat jy bewus moet wees van jou pyn en jou seer, en dat jy na Jesus toe moet gaan en sê, Here, dis vir my te veel. Ek kan dit nie dra nie, help my, staan my by, stap saam met my op hierdie lydingspad. En Here, gebruik hierdie pyn en seer om iets nuuts, om iets moois in my lewe teweeg te bring. Ons het gesê dat Christus die mag van die bose gebreek het, die mag van die sonde gebreek het. Maar hierdie oorwinning ervaar ons nie onmiddellik nie. Langsamerhand kan ons dit, wanneer ons soos nuwe mense begin lewe, in ons lewe begin ervaar. Maar dit gebeur nie outomaties nie. Dit vra dat ons voortdurend vir die Heilige Gees sal vra om ons te wis te maak van blinde kolle in ons lewens. Daar waar daar afgode in ons lewens is. Dat ons voortdurend vir die Heilige Gees sal vra om vir ons 'n sensitiwiteit te gee vir dit wat verkeerd is. En dat ons bewus sal word dat dit nie moeilik is om 'n Christen te wees nie. Dit is onmoontlik om op jou eie krag 'n Christen te wees. Dit is nie moeilik om weerstand te bied teen die mag van die sonde nie. Dit is onmoontlik. En dit is belangrik dat 'n mens by daai punt moet uitkom. Ek kan nie teen die mag van die sonde stry nie. In my is daar niks goeds nie. En as jy by hierdie punt kom, dat jy jouself onvoorwaardelik aan die Here oorgee en sê, Here, nou moet U oorneem. Nou moet U krag in my swakheid na vore kom. En hoe groter besef ons kry dat ons dit nie self kan doen nie. Dat ons die Here se krag nodig het, en hoe meer sy krag in ons swakheid na vore kom, hoe groter moontlikheid word dit dat ons met die krag van die Here die mag van die sonde al hoe meer in ons lewens kan hanteer. Christus Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Hy vergewe ons van sondes. Hy het die mag van die bose gebreek. Hy staan ons by in moeilike omstandighede. En hy nooi ons uit om dit wat hy vir ons gedoen het, vir onsself toe te eien en te aanvaar in die geloof. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed.